Goeiedag graad 12's. Ek het besluit om hersieningsvideo's te maak oor eksamenvrae, want ek voel as 'n onderwyser en seker baie onderwysers voel so dat dit jou beste voorbereiding is. Want wat vraestelle vir jou sê is watter werk nommer 1 belangrik is, hoe dit gevra gaan word en wat is die antwoorde, hoe jy daai vrae moet gaan beantwoord. So dit is ongelooflik belangrik om ou vraestelle te gaan uitwerk. En hierso het ek vir julle die laaste 7 vraestelle. Dis die laaste 7 behalwe November 24. Want soos vandag wat ek hierdie skyfie maak, is 2024 se November vraestelle nog nie beskikbaar nie. So kom ons kyk gou na die vraag. 1.1.1. Hoeveel stikstofbasisse word in 'n proteïen wat uit 66 aminosure bestaan aangetref? Nou ons weet, daar is 3 stikstofbasisse wat op die einde kodeer vir 'n aminosuur, want daar's 3 op 'n antikodon. So maal net 66 met 3 en dit gaan dan 198 wees. Strukturele verskil tussen nukleïensure is DNS, nou ons weet DNS is 'n dubbelstring en ons weet RNA is 'n reguitstring. So klaar is opsie A, seker maar die antwoord, maar ons maak net seker dat hulle dalk nie 'n fout gemaak het met die res nie. Bevat die stikstofbasis uracil, dis vals, reguitstring, dis vals, kort, dis vals. So dis beslis A. Sties is jou streepieskode of DNA of DNS profiel. Hulle sê hierso ouers van individu B. Nou daar's ons B, so jy moet gaan kyk na wat die ouers is. Nou al hoe jy dit gaan uitfigure is dat die streepies wat op B voorkom moet op een of beide van die ouers voorkom. So daar's 'n streepie daar en daar's 'n streepie daar. Alright, so definitief hierso. Daar's 'n streepie daar en daar's 'n streepie daar. Yes, daar's 'n streepie daar. Daar's 'n streepie daar, maar nie daar nie. Hy kom weer daarso voor. Alright. En dan kyk ons na hierdie streepie, kom nie daar voor nie, maar dit kom daar voor. Alright. So daar's 'n streepie, maar hy kom daar voor. So ek sou gesê dit is A en E sonder om verder te kyk, want dit is die 2 ouers wat die streepies het wat by die leerder is. Alright, wat daar so voorkom. A en E. Watter een van die volgende opsies word nie? Nou julle moet net gaan leer waarvoor DNS-profilering gebruik word, maar ek kan nou vir jou sê, dis nie vir die ontwikkeling van geneesmiddels nie, maar dit is definitief vir die ander 3. Ek kies tog waar die diagnose staan. Hy moet net aanskryf die diagnose van oorerflike afwykings, maar dit is C. 1.1.5. Watter vroulike wetenskaplike het ekstrale? Nou as ons praat van ekstrale en DNS-molekuul, dan is daar 'n vrou, net een vrou betrokke en dis Rosalind Franklin. Alright, so dis maklik vir julle gemaak, dis B. 'n Gedeelte van die DNS bevat 31% adenine in string 1, 12% cytosine in string 2, 27% guanine in string 2. Moenie laat vir julle die mekaar maak nie. Vat dit maklik, werk van bo af. Partykeer is dit redelik vinnig, maar ons weet vir elke adenine moet daar 'n timine wees. So as daar 31% adenine is, moet daar op string 2 31% timine wees. So kom ons kyk of daai opsie hierso is en jy sal sien daar C. So jy hoef nie eens na die res te gaan kyk nie. So C is klaar die korrekte antwoord. Die paring van basisse is ontdek deur, nou hierso moet julle net gaan seker maak dat julle besef dit is Watson en Crick wat verantwoordelik was daarvoor, hoor. So ek sê Wilkins het saam met Watson en Crick gewerk en Watson en Crick het die Nobelprys gekry vir die DNA molekuul en Rosalind Franklin, so ek sê sy het die ekstra gevat, maar hulle almal is betrokke. Dan 'n geenkodeer vir die vorming van 'n proteïen, hoor, 'n proteïen. DNS-profiel van 4 individue word hieronder gegee. Watter individu is moontlik lede van dieselfde familie? Nou hierdie is eintlik 'n baie maklike een, want jy kan sommer kyk, hier snaakse goed by streepieskode X wat nie op die ander voorkom nie. Beslis, X is sommer reg het gesê het W, Y en Z. Hulle is 'n familie, nie die ander perdie. Onderstaande diagram weer eens DNS-profiel van 'n meisie, haar moeder en 4 mans. Sê hier is die meisie, hier is die moeder, weer eens die streepies op die meisie moet voorkom op die ma of op die pa of op beide, maar op ten minste een van hulle. Watter man is haar biologiese vader? As kyk na daai streepie, dit kom op die ma voor, dan kom dit ook op hierdie 2 pere voor, maar as ek sê dit hoef nie op hulle voor te kom nie, solank dit op die ma is. Daar's 'n streepie, dit kom op 1 voor en dit kom op 3 voor. So dit gaan 'n van daai ouens wees. En dan kyk jy daai streepie, maar dit kom nie op 1 voor nie, maar dit kom op 3 voor. So dit gaan definitief 3 wees. 3 is die pa. 'n Kort gedeelte DNS, 19 nukleotides in 'n enkele string is ontleed ensovoorts. Die maklikste manier om hierdie vraag te benader is string 2 is die mees volledigste. So tel hom net bymekaar. 4 plus 3 gee vir jou 7 plus 8 is 15
en ons kort nog 4 om by 19 uit te kom, so adenine moet 4 wees op string 2, en as daar 4 adenine op string 2 is, moet daar 4 timine op string 1 wees, so dis 4. Die onderstaande tabel toon die persentasie basisse in DNS monsters van verskeie organismes. Alright, weer eens, moenie laat hulle vir jou probeer die mekaar maak nie. Ons weet die reël is evenveel adenine vir timine, maar hier het hulle sommer so 'n paar snaakse goeders bygegooi om julle bietjie af te gooi, so 26 hier, 24 daar, maar ignoreer dit. Daar's 30 adenine, so daar moet 30 timine wees, so Z is 30. Alright, so daar weet jy klaar, dis tussen A en C. Volgende enetjie daar so, W. Daar's 10, so daar moet 10 wees daar, so W moet definitief vir 10 wees. Ensovoorts. So jy gaan kyk aan haar en jy sien dat C is jou korrekte antwoord. Voorstelling van die getal, lief daarvoor om hierdie vraag te vra, maak seker julle ken die term karyotype. Ligging in 'n ekstranukleêre DNS, slegs in plantselle, lees julle vra. Alright, toe ek vinnig die vraestel uitgewerk het, toe mis ek daai stukkie. Maar DNA word aangetref in 3 plekke, dis jou selkern, 'n mitokondrium en chloroplaste. Nou hulle sê buiten, ekstranukleêr, soos tog vir hy spelling met nukleêr, ek weet daar moet 'n U inkom. So ekstranukleêr is tussen jou mitokondriums en chloroplaste, maar slegs by plantselle is dit net chloroplaste, hoor. DNS-string, waar nukleotides aangeheg om 'n nuwe DNS-string te bou. Dis 'n templaatstring, hoor. Daar word altyd gebou op 'n templaatstring. 'n Toestand wat deur 'n ekstra kromosoom by posisie 21 gekenmerk word. Dit kan jy skryf een van 2 antwoorde, trisomie 21 of jy kan skryf Down-syndroom. Dit word ook aanvaar. En in plaas van 'n toestand vra hulle baie keer 'n afwyking. En dit is ook dieselfde antwoorde, trisomie 21 of Down-syndroom. Die tipe binding, hulle vra dit gereeld. Die tipe binding met stikstofbasisse is waterstofbindings. Die gedeelte van 'n DNS-molekuul vir 'n spesifieke eienskap is 'n geen. Die patroon van swart stawe is DNA of DNS-profiel. Ek vermoed hulle gaan nog profilering ook vir jou aanvaar, maar profilering is my meer die proses. Die patroon is 'n DNA-DNS-profiel. Probeer dit vir my om streepieskode te skryf. Ek het nie streepieskode as 'n opsionele antwoord gesien in hierdie memorandums nie. So hou my eerder by DNA of DNS-profiel. Die natuurlike vorm van DNA, weet ons, is 'n dubbel helix. Die soort binding tussen aminosure is 'n peptiedbinding. Vloeistof in 'n nukleus of 'n selkern is kernplasma of nukleoplasma. Kernplasma of nukleoplasma. Verstrengelde massa kromosome is kromatien. Proses wat tydens inligting van DNS na RNA toe in die sel, en onthou, die proteïensintese bestaan uit 2 fases uit: transkripsie wat in die kern plaasvind en translasie in die sitoplasma by die ribosome. So hierdie is transkripsie. En dit maklik om te onthou, die K vir kern. Suiker wat in DNS-molekuul is 'n deoksiribose suiker, binding tussen stikstofbasisse, daar kom dieselfde ding, waterstofbindings, en dan 'n organel tydens dit is ribosome. Dis ribosome.